Vader in die hemel, vandag kom ek nie om net te praat oor U nie, Vader, maar om U te ontmoet. Ons bid, Here, dat ons vanmôre U sal ontmoet, Vader. Heilige Gees, U is groot, U naam alleen is waardig om geëer te word. Heilige Gees, kom en kom vul hierdie plek en maak ons harte oop. Maak ons ore sag. Laat U woord lewe kry vandag. Gebruik my, Here. Here, ek is maar net 'n kleipot, Here, maar U is die lig. Laat elke woord wat ek sê vandag, Here, U naam verheerlik. En leer ons vandag om te bid soos Jesus ons geleer het, om te begin met loof, te leef met dankbaarheid en om U altyd eerste te sit. Dat hierdie boodskap nie net gehoor word nie, maar ervaar word vanmôre. In Jesus naam. Amen. Dankie Ben, dit was goed. Ons is vandag ons week 2 in ons Onse Vader reeks. En Gerard het verlede week begin en dankie Gerard. Dit was 'n goeie woord wat Gerard vir ons verlede week gebring het en vir ons net ingelei het in voordat ons so vandag saam met die Onse Vader begin en kyk wat die Here, die modelgebed wat die Here vir ons gegee het om te bid. So vanmôre ek sit net hier my tyd aan. So vanmôre gaan ek week 2 begin saam met en ek gaan praat oor die eerste 2 verse, vers 8 en vers 9, wat die eerste vers is as ons met die Onse Vader begin. En my preek vanmôre is getiteld Gebed om hom te eer. So as ons kyk na Matthew 6 vers 8 en dit begin so, Gerard het verlede week ook gepraat oor dit. Moenie soos hulle wees nie, want julle Vader weet wat julle nodig het nog voordat julle hom vra. So wat hy hier sê is, hy begin, voordat ons in die gebed ingaan, vers 9, sê alreeds, dat die Vader weet alreeds wat ons gaan vra. En dan vers 9 gaan hy in en hy sê dan vir ons, so moet julle dan bid. So, wat vir my sê is, hierdie Vader, hy is alomwetend. Hy het ons geskaap, hy het hierdie hele universe, hy het alles bymekaar gesit. Hy weet presies wat in ons harte aangaan, waardeur ons gaan, wat se behoeftes ons het, wat ook al in ons lewens aangaan, hy weet dit. En dis hoekom hy sê, hy weet alreeds wat ons vir hom gaan vra. So, wanneer ons in ons Vader gaan, so hy weet wat ons nodig, so daarom moet ons so bid, soos wat hy beveel het. En dan gaan ons in vers 9 in, en dan sê hy, so moet julle bid. Pray then like this, Our Father, who art in heaven. Wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. So moet julle dan bid. Dis vir my is dit soos 'n instruksie, is soos 'n, hy sê vir ons, hier is die manier waarop julle gaan bid. So, hier gaan julle gaan begin, Onse Vader, wat in die hemel is. Hoekom Onse Vader? Hoekom nie my Vader nie? Hoekom begin hy dan so? Want
dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor jou nie. Die Here het dit gaan oor hom en wat hy gedoen het vir ons aan die kruis. So, as hy sê ons, is daar's iets wat dit beteken. Ek gaan nou daarin kyk. En dan is daar die Vader. Wat beteken dit om te sê onse Vader? Ek weet, ek het vir 'n lang tyd gesukkel met, nie 'n lang tyd nie, 2018 as ek by Apostolic Passion Week in Pretoria, en Pastor Kevin York, hulle praat, en daar's net iets wat in my kom, en is soos wanneer ek het gesukkel met die Vader, daai liefde, want van julle het al my storie gehoor, so, ek kom met 'n enkel ouer huis, ek het by my ouma hulle groot geword, in 'n baie omstandighede, dis drugs, dit alles wat in ons neighborhood aangegaan het, so daar was aanhoudend 'n plek van hierdie vaderfiguur wat nie daar was nie. My oupa was daar, maar hy was 'n streng ou van die Tweede Wêreldoorlog en was reëls. Maar daar was nie daai vaderliefde. En ek het gestruggle met daai. En vanmôre toe ek bid, toe kom dit net op en is soos ons struggle soms om die Vader se liefde, om vir hom alle eer te gee. So, as ons net kyk na die gebed, so 'n kantnota is, die hele gebed praat van ons. So moet julle dan bid, onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op aarde, gee ons daaglikse brood, en vergeef ons skulde, soos ons ook vergeef wat teenoor ons skuldig staan, en bring ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want in u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Hoekom is daar so baie ons? As wat Tiaan vanmôre gesê het, wat is dit, hierdie spiritual family, daar's iets in die ons in, wat Jesus wil doen. Daar's iets, geloof is nie 'n solo ding nie. Daar's nie 'n ding wat ek alleen, dis hoekom die kerk is daar om 'n gemeenskap, om sy bruid bymekaar te bring en dan in te gaan. Die ons haal die fokus af van myself. Dit gaan nie oor my nie. Dit wys die hart van God. Dis gemeenskap, dis nie isolasie nie. Dis die ons. Dit is 'n voorproef van die evangelie. Soos ons hier sit, alle nasies bymekaar, ons loof en ons prys hom. Dis die ons wat hy van praat. En dis hoekom ons die kerk, hoekom ons sê, hoekom moet ons bymekaar kom? Hoekom is die kerk so belangrik? Hoekom is dit so belangrik dat ons elke donderdag by die encounter bymekaar kom? Daar gebeur iets wanneer die ons bymekaar kom. En dis waar ons uit daai is daar 'n plek waar ons hom kan loof en prys. Ons Vader wat in die hemel is 'n aanduiding dat God nie net hoog en heilig is nie, maar ook liefdevol en naby elkeen van ons persoonlik is. Die eerste woorde van hierdie gebed is 'n lofuiting. En daarmee verbind ons daartoe om sy heilige naam te eerbied. Dit beteken dat God self as heilig en as God erken sal word. Maar as ons aan dink, is selfs ek, en vir jare het ek het so gedoen, en ek was so convict hierdie laaste tyd oor hoe ek bid. Want ons begin baie keer by vers 11,
gee ons vandag ons daglikse brood. Ons het so 'n stuk lys wat ons kom met die lys eerste na die Here toe. En ons lees dit af, Here, en asseblief Here, en ons het, en dis nie verkeerd nie, maar daar is 'n manier waarop hy sê, hoe moet ons bid? So moet julle dan bid. En dit begin nie by vers 11 nie. Dit begin nie so nie. So, daar is 'n storie in die Bybel, 2 Kronieke 20, en koning Josafat. En hy is koning en daar kom hardloop 'n dienskneg in na hom toe die sweet tap. En die ou sê vir hom, koning, ons is in die moeilikheid. Daar is 3 groot armies wat teen ons optrek. 3. En hulle wil ons vernietig. So, wat gaan ons doen? En almal is paniek bevange. Hulle is soos, daai massas wat nou inkom, dis die einde van ons. So, as ek julle soos in vandagse terme, dis nou ons Namibië. Ek weet nie wat het onze president gedoen nie, maar sy het vir China het sy iets gedoen, en sy het vir Rusland iets gedoen, en wat is die ou se naam? North Korea. En hierdie ouens staan hier by ons hawe rond, hulle is op pad hiernatoe. En ons NDF, ons moet nou veg. So, dis so 'n scenario. Hierdie ouens, hulle is op pad. Hulle, die skepe kom in, hulle is gereed om ons aan te val. So, julle moet nou dink vir julle self, wat doen jy? Julle lag nou, wat gaan ons doen? Laaste braai. Maar, koning Josafat, hy is net so, maar hy is soos, wat gaan ons doen? Hy sê, roep die hele nasie by mekaar. Hy kry almal by mekaar. En hy sê, ons gaan in 'n tyd van vas en bid. Ons gaan vas en bid. En ek dink, daar is van die mense wat soos, joh, hierdie tyd, nou, gaan ons vas en bid. Is daar nie, kan ons nie vir NATO bel of vir Trump, luister ou, kan ons nie 'n deal maak, minerale, jy weet, kan ons nie so 'n tipe deal maak nie? Nee, die ou, hy sê, ons gaan vas en bid. En, luister wat sê hy in Kronieke 2:20 by vers 6. En dis hoe hy begin, die koning, hoe hy bid. Here, God van ons vaders, U is die God van die hemel. U heers oor alle koninkryke. In U hand is krag en sterkte. Niemand kan teen U staan hou nie. Dis wat hy bid. Hy hardloop nie vinnig na, Here, red ons, asseblief, Here, is daar nie 'n manier wat ons hierdie ouens kan, 'n strategie om hulle te oorwin nie. Hy is soos, hy begin by God, en hy eer wie God is. Dis waar hy begin. Here, God van ons vaders, U is die God van die hemele, U heers oor alle koninkryke, in U hand is krag en sterkte. Hy eer wie God is. En dan sien ons, eers in vers 6, dan kom daar 'n plek waar hy sê, ons weet nie wat om te doen nie, maar ons oë is op U. Hy erken dat hy weet nie wat gaan hy doen nie, wat gaan gebeur nie, maar hy soos in, ons oë is op U, Here.
Ons weet, ons kan nie ander plekkie, ons moet net na U kyk. En dit is so mooi as jy lees in vers 13, dan sê dit, die hele Juda het voor die Here gestaan, selfs hul kleuters, die vroue, die kinders, almal was daar in hulle almal het saam gebid. In hy een area, dis soos ons kom by mekaar en ons weet ons bid vir die nasies, vir ons dorp, vir ons kerk, en ons kom almal by mekaar en ons is almal op ons gesigte en ons bid en ons eer die Here vir wie hy is. En dan is daar iemand, die gees van die Here kom op iemand. So. En hy staan op en hy sê, dis wat hy sê, luister mooi, die hele Juda, inwoners van Jerusalem, en u, koning Josafat, so sê die Here vir julle moenie bang wees nie, of julle laat afskrik deur hierdie groot menigte nie, want dit is nie julle geveg nie, maar God se. Dis wat hy opstaan en hy sê. En hulle prys die Here, hulle is op hulle se gesigte, hy val op sy gesig neer en hy aanbid die Here, en daar's net die hele nasie is in aanbidding. En dan sê hulle, okay, ons gaan môre uit, en ons gaan ontmoet hierdie ouense. En die volgende dag wat hulle uitgaan, sê hy, wow, wag eers, want die army staan voor, die ouense, hulle weet, hulle kan nie die manne aanvat nie, maar hulle staan al gereed. Jy weet, dis my duty, ek moet uitgaan. En dan sê hy vir hulle, wow, wag. En hy kies worship leaders, sangers, Gerard, Jenneke hulle, en hy sê, kom julle, julle gaan voorvat. Hy sê, hierdie sterk ouens, wag, hulle is in die tweede, ons soek die worship leaders daarvoor. In vers 21, dis wat sê, hy het sangers vir die Here aangestel, wat die glansryke heiligheid moes loof, terwyl hulle voor die gewapende manne uitstap. En hulle moes sê, prys die Here, want vir ewig duur sy troue liefde. Dis wat hulle moet sing, prys die Here, want vir ewig. En guess what? Wat gebeur? Terwyl hulle sing en bid, stuur God verwarring onder die vyand en die vyande vernietig mekaar. Juda wen die stryd sonder om 'n swaard te lig. Prys die Here. Wat gebeur as ons by mekaar kom en bid en die Here wie sal so iets gebeur dan nog so iets? Maar as omdat hierdie mens geweet het, wat ons oë is op U, onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. En ons aanbid, ons eer hom, ons loof hom, en dan gebeur iets, daar's 'n skuif wat gebeur. En daar's 3 goede wat ek hier uitvat. Nommer 1 is, gebed begin by hom, nie by my nie. Hy sê, so moet julle dan bid. Onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Nie vers 11 nie. Gee ons vandag ons daglikse brood. Dis onse Vader. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Wat sê koning Josafat? Here, U is die God van die hemele. U heers oor alles. Dis wat Hy begin nie by sy vrees nie, hy begin met lof. Hy begin uit hierdie plek uit van, ons gaan U loof, aan U alleen. Hy doen presies wat Jesus vir ons geleer het.
Dis wat hy doen. Hy kom met 'n plek uit van, ons gaan U eer. Sy gebed begin by God se posisie. Hy weet wie is God. Dis waar ons moet begin, by God se posisie. En as ons uit daai plek uit begin, nie by ons probleme nie. Here, ek het geen kos om te eet nie. Hy begin by Onse Vader wat in die hemel is. Laat U naam geheilig word. Here, ek het die krag hier. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Here, daar is die besigheid, dit gaan moeilik. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Hy begin uit daai plek, by die posisie wie God is. Hy is die ene bo, hy is die ene wat die hemel en die aarde geskep het. Hy is die ene wat vir my geskep het. Hy weet presies wat het ek nodig, nog voordat ek hom vra. En as hy daai plek uit, daai posisie wat die Here is, dis loof en hy prys hy. Hy begin nie by hierdie plekke, waar hy sê, Here, asseblief, kyk, ek kry so, ons gaan in die moeilikheid, Here, ons gaan, help ons. Hy kom nie daai plekke, hy sê, Here, U is die ene wat op die troon sit. En ek moet U soek eerste, want U kan hierdie dinge verander. Hy weet waar is sy hulp. Nommer 2 is daar is dankbare en lof is die sleutel. Josafat stel sangers aan om voor die leer uit te gaan. Hy het klaar die woord gekry. Gister het die ou gesê, julle sal moenie bang wees nie. So hoekom moet die army voorstap? Hy sê, wag ouense, kom ons sit die sangers voor, die worship leaders. Kom ons sit vir hulle, kom ons loof die Here vir wie hy is. Kom ons gaan uit, en hulle gaan voor, en hulle prys en hulle loof die Here, want hy weet, hy staan op die woord, want die gees van die Here het op hy gekom, en dis waar hy staan. Dis soos ons begin in vers 8, want die Here weet presies wat ons so, as hy weet, wat het ek nodig, hoekom moet ek nog, want dan loof en ek prys hom, en ek weet, dat dit wat hy vir my gaan gee, gaan genoeg wees. Ek weet, hy gaan na my behoeftes omsien. So, en dit wat hulle sing, gee dank aan U, Here, want sy liefde duur vir ewig. Hulle bid nie vir wapens of strategie nie, soek nie hulp by mense nie, hulle gee net God die eer. En terwyl hulle hom loof, werk God en die vyand is vernietig. Bid ons so, bid ons uit daai plek uit, waar ons soos in Here, alles wat rondom my aangaan, ek sien dit, maar ek is soos, my oë is op U. Ek vertrou vir U. En Paulus vat dit later ook op, in 1 Thessalonians 5 vers 18, waar hy sê, wees in alles dankbaar. Ons moet in alles dankbaar wees, soos Gerard vanmorgen, daar is soveel goed wat ons moet dankbaar wees. Ons het opgestaan, ons het ons kan alles doen, ons het 10 vingers, tone, alles, die Here het ons alles gegee. Hoekom aanbid ons, hoekom eer ons hom nie soos ons moet nie? Filippense 4:7-6 sê, dan, hy bid met dankseggings, en die vrede van God sal julle harte bewaar. En die vrede van God, daar is in die plek van dank, is daar vrede. As jy sien, alles is deur mekaar, en jy is dankbaar vir wat die Here vir jou, dan is dit soos, joh, daar is vrede hier. Daar is vrede in wat gebeur. Wat ook al aangaan, hulle kan dit vat, hulle kan wat, maar ek het vrede in wat die Here gaan doen. En hierdie goed beweeg jou nie. Dankbaarheid is 'n wapen homself.
As soos in koning Josafat, hy weet uit hierdie dankbaarheid, dis 'n wapen. En ons sien dit, dis 'n wapen die Here gebruik en hy bring confusion en die mense maak mekaar en hulle stap daarin, hulle soos, wat het hier gebeur? Almal lê hier dood en ons het niks, ons het net gesing, die Here geloof. Dis hoe jy vrede vind in die midst van chaos. As daai dankbaarheid daar is, dan is daar vrede en die wêreld kan deur mekaar wees, ons is soos prys die Here vir wat ek het en wat ek nie het nie. Ek is content, soos Paulus sê. En daar's vrede en ek kan soos, ja, dankie Vader. Niks beweeg my nie van hierdie posisie waar ek net opkyk. En onsse Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Daar soos in iets wat net soos, ek eer, ek loof en ek prys u. En punt nommer 3 is daar gebed verander die fokus en jou uitkoms. Ons weet nie wat om te doen nie, sê hy, maar ons oë is op u. Mag ons so wees? Mag ons nie ons oë afhaal van hom af nie? Pieter, wat die Here op die water aankom en die Here sê vir hom, kom na my toe. En hy hou sy oë en daar's 'n oomblik wat hy sy oë afhaal en hy val. En die Here, laat ons oë op hom bly. Laat ons so lewe, 'n leefstyl wat ons oë op hom bly. Alles kan nie rondom ons aangaan. Dit kan deurmekaar, daar kan chaos wees, maar ons oë is op u, Here. God bring oorwinning toe hulle hom loof. Gebed is jou behoud. Want dit rig jou oë op hom. Dit moet so wees. Here, ek hou my oë op u. Wanneer jy nie weet wat om te doen nie, kyk op. Wanneer jy in daai moeilike tye is, kyk op. As daar dinge is wat deurmekaar is by die huis, by die familie, wat ook al, kyk op. Kyk op. Hou jou oë op hom. Dis waar gebed jou neem. Gebed neem jou na 'n plek waar jy opkyk. Van jouself af, terug na hom toe. Want ons is te veel, ons kyk, ons hierso, ons loop so al. En wat hier omgaan, en is soos, ja, en ons bly aan kla, en ons is so, ja sê, en ek het nie dit nie, en is wat, en Here, en kyk op. Ons oë op hom. En dan die realiteit is, God bring oorwinning sonder dat ons 'n swaard moet lig. Prys die Here. Hy bring oorwinning. Gebed is nie passief nie. Dis nie passief nie, dis kragtig. Kyk hier wat doen die Here. Hy 3 armies verslaan hy sonder om enige swaard. Dis net hy wat dit kan doen. So hoekom kyk ons na ander plekke? En soos ek nou afsluit, julle, die rede waarom ons kan sê, onsse Vader, die rede hoekom ons dit kan sê, is omdat Jesus dit vir ons aan die kruis gedoen het. En hy het uitgeroep, my God, waarom het u my verlaat? Dis wat hy op die kruis, my God, waarom het u my verlaat? Hy is vir 'n oomblik verlaat. Hy is vir daai oomblik verlaat. Sodat ek en jy nooit weer van die Vader geskei hoef te wees nie. Laat ons uit daai plek uit loof en prys. Onse Vader, wat in die hemel is. Dit wat hy aan die kruis gedoen het. Daar hoef nie skeiding te wees nie. Hy het duur betaal.
Julle, hy het duur betaal, hy het sy lewe vir ons gegee, sodat ons, Gerard het verlede week ook genoem, daai voorhangsel is geskeur en God sê, kom in. Het saam met my hierdie gesprek, want dis wat dit is. Gebed is 'n tyd saam met die Here en ons sit saam met hom. Maar dis 'n plek ook waar hy vir ons leer en sê waar ons net vir hom moet eer gee. So in hierdie tyd is dit net hy wat dit kan doen. Hy het vir ons access gegee om saam met ons Vader wat in die hemel is, hierdie oomblik te kan hê. Hoe amazing is dit nie? Hoekom moet ons oë moet op hom wees? En as tye wat ons, en ek ervaar het net waar ons soos in, Vader, ek weet, ek ken nie hierdie liefde nie, maar hy soos in, yes, my kind, kom Jesus het hierdie dinge gedoen sodat ons kan inkom en hy het gesterf, hy het duur gebetaal, laat ek en jy kan hierdie verhouding hê, laat ek en jy uit hierdie plek uit kan loof en prys en sê ons Vader wat in die hemel is. En is net hy wat dit kan doen. En die evangelie is so mooi wat die Here hy verdien dit alles. En dis wat gebed doen. Die Onse Vader is so mooi. Dit is vir my nuwe betekenis. Want die Here het nie net hierdie dinge vir ons gegee. Hy het nie net gesê so moet julle bid nie. Hy het geweet wat gaan gebeur. Hy het geweet en ons gaan dit so nodig hê in ons lewe, in ons wandel. Want sonder dit gaan dit net vir ons te moeilik raak. Hy het vir ons in gemeenskap gesit. Ons, dis hoekom ons kan sê onse Vader, nie my Vader, onse Vader. En ons kan na hom toe gaan met hierdie nederigheid. As hierdie Pa. En vandag is dit soos as jy op daai plek is waar die Vader nie vir jou, waar ek op 2018 was, waar dit soos in, daar sien jy, die Here moes kom diep werk doen om my hart te en sê, Jesus, my seun, kyk hierso. Dis wat ek vir jou hierdie hele jare gedoen het. Jou omstandighede, jou plek, dit wat jy, daar's niks wat die liefde, dit wat ek vir jou gedoen het, om vir jou nader te kry na my toe nie. En dan was soos in 'n hele klomp, ek is soos deur my lewe gegaan, ek is soos, Vader, en hy het so vir my gewys in sy seisoene in, hoe hy vir my net, daai vaderfiguur in my lewe ingesit het, en hy was net besig om vir my te bedien. En dis wat die Here doen in elkeen van ons. Hy's in elkeen van ons as hy op 'n plek waar hy vir ons besig is om nader te trek. En soos in, ek is jou Vader. En al wat hy wil, laat ons in daai verhouding ingaan. Kom ons sluit net ons oë. As jy vandag hier sit en jy het nog nie daai verhouding nie. Jy is op 'n plek waar jy nog nie kan sê onse Vader nie. Want jy het nog jou lewe oorgegee aan die Here nie. Jesus het dit klaar, hy het dit vir ons gebetaal. It's finished. Hy het dit vir ons gedoen sodat ons kan sê onse Vader. As jy hier sit vanmôre en daar is 'n plek waar dit moeilik is om te sê onse Vader, jy net vir my dan kyk en dan bid ek saam met jou. Okay.
Hemelse Vader, ons loof en ons prys U, Here. Ons dank U, Here, vir U liefde en genade. Ons dank U, Here, vir wat U doen, Here. Kan ons net saam U Onse Vader bid? En kom ons kyk net op. Onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Nee, soos op die aarde, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood. En vergeef ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Amen en amen, julle.